And all the time. Hallelujah. Maak nie saak of het maandag is of het vrydag is nie. Ek het elke dag. Dis dan ken jy die ou, sal ek môre. Hulle het sê nou dat hulle ons in die klas, ek sê weet jy wat nie. How stupid can you get? Nou doen die, hoe sê jy so? Ek sê, hoe sê die mense altyd net op 'n maandag en 'n blou maandag? Ek sê, môre staan jy op as Dinsdag. Iets blue. Woensdag, iets blue. Dit sê jy kom hier. Dan jy na Woensdag of na Donderdag. Dan elke dag is blou. Amen. Nee man. Sê ons, hang af die opvang in die oggende. En as jy opvang met 'n goeie gemoed, met motivasie, die woord sê vir ons, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice, for he has made me sad. We're glad. Okay, baie mense staan op, he has made me sad, he has made me sad. I will not rejoice, because he doesn't make me glad. Weet jy kom al na gesluit? Hulle sê, moet jy smaak in die dag, jy nie face a rest. Amen. Halleluja. Nou geliefdes, ek gaan vanmôre so 'n bietjie gesels oor, as ek dit nie aan kan kry. Jy het altyd vanmôre met 'n afspraak met jy. Amen. Dis wat jy is. Nee? Allee, ons is nie vir aan charity nie, nee. Ons is hier om iets te ontvang uit die hart van die Here uit. Ek het hier die hele week 'n boek in die kant en daai kant toe en ja, mense julle sal nie glo nie. Ek het vandag iets môre kry iets anders en die dag na kry iets anders. En toe gister of Vrydag dat ek nog gesit het en ons sê alles by mekaar. Nou Jesus het gekom, nie om ons te condemn nie om ons neer te druk nie om ons plat te kry nie, maar hy het gekom om ons vry te maak, hy het gekom om ons los te maak, amen. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om te dien. Nou, een en elkeen van ons vanmôre is veronderstel om daai selfde mentaliteit aan te neem. Ons is hier om te dien en nie om gedien te word nie. Psalm 23 van vers 1 tot 6. Baie bekende skrifgedeelte. Maar ek wil vanmôre net so 'n bietjie oplees. Ek wil 'n bietjie oplees vanmôre. Dawid kom en hy open hierdie gedeelte met selfvertroue. Hy open hom met selfvertroue en hy sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Nou Dawid praat hier van ondervinding. Dawid praat hier van genoegsaamheid. Nou as ek genoegsaamheid opbreek, dan kom ek uit by Johannes 10 vers 10. Die vyand het gekom om te kom slag, te kom steel en te kom verwoes, maar ek het gekom om vir jou te gee lewe en oorvloed. Hy sê nie in oorvloed nie, hy sê en oorvloed. Dit is die genoegsaamheid wat daarvan praat. Elke behoefte, of dit nou geestelik of vleeslik is, of dit nou fisies of emosioneel is, of dit nou finansies is, of wat ook al, dit is onder die Here se sorg. Dawid het geweet. Dawid het geweet of jy kan vertrou op hom. Hy het geweet wie sorg vir hom. In die huis of in die veld. Hy het geweet. Hy het absoluut op God vertrou. Ek glo Dawid het ook sy afdag gehad. Net soos jy dankie vir ons afdag het. Maar in daai afdag kom Dawid en hy skryf op Psalm 121, Psalm 121 vers 1,
sê hy, ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. Elke dingetjie wat Dawid geskryf het in die woord van God, by Moeder en Sussie het hy geskryf vir 'n doel. Want hy was daar gewees. He's been there, done it, what did you when he came? Nou ek wil vanmorgen van hierdie skrifgedeelte, like titel, is die Here werklik jou herder? Weet die mens kyk, dit is gemaak van hy net. Ok, dis ek wil 'n vier woord. Nou wil ek mooi praat. Is die Here werklik jou herder? As Dawid nie sy vertroue in God gesit het nie, dan het ons nie al die psalms gehad nie. Dan kon Dawid nie Psalm 23 geskryf het nie. Dan kon Dawid nie die res van die psalms geskryf het nie. Want hy het nie op God vertrou nie. Weet jy wat my goeie mense sê? Dinge gebeur in ons lewens vir 'n doel. En as daai ding in ons droom gebeur, dan die Here gekom en het jy daar uitgehaal, en het jy teruggeplaas waar jy was. Hy het gedoen vir 'n rede. Daai rede is, hy wil hê jy moet getuig van sy goedheid. Jy moet getuig van dit wat hy gedoen het. En dit is absoluut wat Dawid gedoen het. Elke skrifgedeelte wat Dawid geskryf het, is 'n getuienis van dit wat God vir hom gedoen het. Come on. Het jy al so daaraan gedink? Reg deur die woord sê, die Here is so goed, die Here is dit, die Here is dat, en God is groot, en. Hoekom? Want dit is 'n getuienis, wat hy lewer vir ons, om te sê, hoor jy, no matter what, maak nie saak in wat 'n gat jy sit in jou lewe, maak nie saak in wat omstandighede jy werk nie aan jou, God is there, God is daar. Wat moet ons doen? Ons moet vertrou, nee? Vers 2 sê Dawid, na water waar rus is, lei hy my heen. Met ander woorde, my goeie mense, as God wil hê, ons moet in 'n rustposisie ingaan. Maar wat ek vra vanmôre, wie van julle sit vanmôre hier so in 'n rustposisie? Nie jy. Ok, Arie was in 'n slaapposisie, maar ja. Nee. Ons kan nie vanmôre sê, ek is in 'n rustposisie nie, wat was die probleme? Amen. Julle elkeen van ons het probleme. Maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak hoe groot dit is nie, maak nie saak hoe klein dit is nie. Elkeen van ons dra die kruis. Of hy groot is, en of hy klein is, dit doesn't matter. Nee. Maar Dawid wil hê ons moet in 'n rustposisie ingaan. Ons moet 'n rustige houding ontwikkel. Want dit is daar waar die waters van rus is, waar hy begin inkom. Het jy al gesit by 'n waterstroopie? Dan wil jy kos aan die water so mooi kyk. Wat doen dit aan jou siel? Maak jou rustig. Nee? Dit laat jou, wow, jy ontspan. Jy dink nie meer aan jou huis nie, jy dink nie meer aan jou kinders nie, jy dink nie aan jou finansies nie, jy dink nie aan waar gaan ek vandaan kos vir om te eet nie, jy is net, wow. Jy aanskou die handewerk van God en dit maak jou rustig. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Ek het nou wat soms op was gewees weer naweek. Ons daar by die berg en daar is 'n stroompie wat so uit die berg kom. En ons staan op die brug en ons staan en kyk hierdie water wat so, dit maak jou so rustig. En daar het ek presies geweet wat ek praat. En ek het vanmôre kom staan en getuig van die wat daar gesê. Want jy staan en kyk, dit is asof al jou probleme verdwyn. Jy is so rustig, baie oomblik, tot jou rustig is rustig. Dis 'n waar.
Jy gaan sit by die see. Jy sit op die rots. En hy sê so kalm en hy kom stoot so. En die volg hy anders. Wat doen dit aan jou? Dit maak jou rustig, nee? Maar wat is waar rustig na jou met jou? Maak nie saak wat die omstandighede is, wat die mense sê. God wil hê, ons moet by daai rustigheid in ons lewens uitkom. Ek het al ou mense, ek praat van ou mense, die ek in die jare, die ek hier, praat van ouer mense. Weet wat, hulle sê, weet jy wat moet daar? Hoe ouer ek word, hoe rustiger word ek. Nee, maar dit is amper te laat. Dit is amper te laat. Arjen, julle jong mense, julle is veronderstel om van nou af al rustig te word. Nie met die dag as jy oud is nie. Wie sê jy gaan word? Die woord sê vir ons, moenie worry oor die dag van môre nie, daar het dit geweet. Moenie worry oor die dag van môre nie, want die dag van môre is vir homself. So jong mense, hoekom worry jy? Ou mense, hoekom worry jy? Oor die jong mense. Moenie worry nie. Moenie worry nie. Wat sê jy hoor? Allemaal wat gemoed en belast is, kom na buiten en ek sê jou rustig. Allemaal wat sondag nog my babbel as opstaan, kom ek sê jou rustig. Kom maar. Mense, ons beginne, as ons die woord beginne lees, moet ons dit lees, asof God die langs jou sit, of die Heilige Gees die langs jou sit, en hy lees dit vir jou. Dit is hoe ons die woord moet beginne lees, want elke woord is geïnspireerd. Elke skrifgedeelte is geïnspireerd. Elke skrifgedeelte praat met ons. Elke skrifgedeelte praat met ons siele. En as hy nie praat nie, maak vir die Bybel, kom kerk en kom tot bekering. Kom maak vir die werk. Dan is ek so met jou. God kalmeer ons in omstandighede. Hy gee vir ons 'n rustigheid. Daarom sê die woord, jy sal 'n rustigheid ontvang wat alle verstand te bowe gaan. Op daai oomblik kan jy nie beskryf nie. Dit is amper, ek kan amper sê, op daai oomblik, you don't care. Jy worry nie. Wie staan nie wel jou voor jou deur, en ek skryf jou deur ons op. Ek worry nie. Ek het my werk verloor, ek worry nie. Want die Here is my herder, en niks sal my opbreek nie. Come on. Die mens maak nie meer toe, God maak alle deur oop. Maar hy moet ons herder wees. En ons as skapies moet die herder volg. En as jy die herder volg nie, gaan hy nie die deur vir jou oopmaak nie. Openbaring 3:20, hy sê vir ons, ek staan by die deur en ek klop. Wie my stem hoor, sal die deur oopmaak en ek sal ingaan en ek sal saam met hom 'n maaltyd geniet. Maar weet jy wat? Baie keer staan die Here voor jou deur. Die hoor, maar jy maak nie oop nie. Hoekom nie? Hoekom maak jy nie oop nie? Maar as 'n ander persoon by jou, dan is 'n ander persoon binne in jou. Jy kan nie twee Here dien. Die Here kan nie inkom en maaltyd geniet nie, want daar is iemand anders in jou. En daai iemand anders is die vyand, is die duiwel. Daarom sê hy, ek staan by die deur en ek klop. Dawid het al die dinge geleer. Dawid het
in Psalm 22, en hy die kruisiging van Jesus, het hy uiteengesit. Jy het dit geweet. Nou weet jy dit. Hy begin om te sê, my God, waarom het ek laat? Wauw, dit dadelik. Wat Jesus sê op die kruis? My God, waarom het ek laat? Dadelik was hy sommer net 'n Julie gewees. Dawid was gekies om koning te wees van Israel. En weet jy wat? Vir 15 jaar lang moes Dawid leer, hy moes weghardloop, hy moes wegkry, hy moes beklei, hy moes al hierdie goed teestaan vir 15 jaar lang, voordat hy koning geword het. Voordat hy koning geword het. Hoeveel keer was hy nie geagtervolg nie? Hoeveel keer wou hom nie doodgemaak het nie? Maar Dawid het gesê, en lei my na die waters, waar daar is, halleluja. Vers 3, hy verkoop my siel, hy lei my spoor van geregtigheid, om sy naam te vervul. My goeie mense, as die gebroken harte word vernuwe. Hy verkoop my siel, met ander woorde, hy herstel en gee nuwe lewe aan 'n verslae gees. Jy weet my, hy praat hier van 'n geestelike rus, 'n verfrissing, waar die Here die siel laaf. Hy bemoedig en herstel, dikwels daar tye van uitputting of angs. Weet, ek kan vanmôre sê, baie keer, as jy in die kerk is, en die gees van die Here beweeg, en jy moet vir hierdie bid, en die Here lip jou hart om met daai te bid, en jy moet vir hierdie woord gee, daai woord, en weet jy hoe gemaak het jy? Dit drein jou geestelik, my moet die mense sê. Dit drein jou. En vroeg jou nou net 12 uur skof gewerk het, in daai half uur wat jy bezig was. Dan kom die Here, en sê, raak nie rustig. Ek sal jou weer net maak. Ek sal jou weer opvul. Ek sal jou gee, wat jy net verloor het. En jy weet, as dan denk ek aan die skrifgedeelte van die vrou wat 'n bloedvloei gelei het, na die Here toe gekom, en toe sê hy, sy kamer raak. Toe sê die woord, hy het gevoel, hoe gaan die krag gebeur? Hy het gevoel! En ek kan vanmôre kan ek getuig daarvan, ek weet en voel het. Dit voel die mense drein jou. Dit voel hulle van alles wat jy in jou het, jou hele gees, jou hele siel, dit voel hulle tree daar. Maar is dan, waar die Heilige Gees in werking is. Dis dan, dat die Gees van God begin werk. En dan kom Dawid en sê, ek verkoop my siel. En lei my na die spoor van geregtigheid. Maar moet die mense sê, wat gebeur het gebeur. Ons kan dit nie verander nie. Ons kan nie die tyd terugdraai nie. Jy kan nie 'n ding verander, wat al reeds gebeur het nie. Amen? Jy kan nie. So wat gebeur het gebeur. Vers 4, hy sê, al gaan ek ook die dag van boodskade weer, ek sal geen wonder vrees nie. Hoekom nie? Want U is met my, nie stok en nie stap nie vertroos my. Donkerte is 'n werklikheid. Oh my, ag weer. As hoe moet jy maar sê dit is. Maar die donkerte is 'n realiteit. In die begin, van die jare gemaak. Hy het dag gemaak en hy het nag gemaak. En hy het gesê, daai nag is daar vir 'n rede. Daai nag is daar, nie om te gestaan en werk nie. Daai nag is daar om te rus. God het dit te doen. Maar toe kom die wêreld en tegnologie en die ruk alles uit verband het. Ek onthou vroeger jare toe ek jongkie was. Saterdagmiddag, 2 uur, al die plekke toe aan. Drankwinkels is toe, kafees is toe, Shoprite is toe, Checkers is toe, Spar is toe, die lewe, hulle is toe. As jy gelukkig is, gaan jy so straatkafeetje op die boekerie is. As jy gelukkig is. Ek gaan nooit vergeet, toe ek 'n jongkie was.
altyd goeie Vrydag. Op 'n donderdag het my pa vroeg afgekom, 12 uur se kant, almal in die kar en ons my ma het gaan groceries koop vir die hele naweek. Want ek geweet, ek kan nie môre brood koop nie. Ek kan nie Saterdag brood koop nie. Ek kan nie Sondag brood koop nie. Ek kan nie Maandag nie. Eers Dinsdag. Al die plekke is toe. Dan het my ma brood gekoop vir die volgende dag. En een raaisje, voordat we naar stad zijn, als ik bezig op de knie. Als ik bezig op brood te bakken voor de volgende dag. En ons 4 kinderen met mijn pa, ons gelijk brood in de brood. Dat is vast brood. Morgenmiddag zijn ze, die gaat in de arme maan aan de knie. Die dingen heeft veranderd. Die mensen zien niet meer God. Voor dit wat hij gemaakt heeft niet. Want hij zegt gaan rust. Maar die mense het nie rus as sy siel nie. Hoe kan hy gaan rus as hy nie eens 'n rustigheid as sy siel het nie? Wat gaan soek jy in die aand buitekant? Wat gaan soek jy in Papa Grafs in die aand buitekant? Nou gebeur daar iets. Nou wil die mense hulle self, wat sy woord het gesê, wil hy gaan sê vir jouself wat nie, hulle wil self as hy hulle wil het self rechtvaardig. Maar jy as kind van God, wat gaan soek jy daar in die eerste plek? Jy het niks daar verloor nie. Ek wil baie gehoor van hulle sê as kinders van die Here, dan trek hulle op hier na 'n bekende sanger toe, ek gaan nie name noem nie, en dan gebeur daar iets, en dan allemaal nou hoekom het met my gebeur, wat soek jy dan? Wat soek jy dan? Jy het daar verloor nie. Jy gaan betaal R300 vir die kaartjie, om te luister na ou wat Sondagoggend kom jy in die kerk, en jy sê, ek dan nog change van Sondag aan, van Saterdag aan, sy verrigting, ek dan nog change. Is dit wat God vir jou beteken? Klein geld. Al gaan ek dan van buskar wees, as jy moet vrees nie. Want U is met my, U stop en stap en vertrouw is my. Ek is baie bly, my vrou hou nie van ek help. Sy is mal oor baie mense en ek help. Sy like het. Want daar gebeur te veel dinge. Want jy kyk op die TV, Joeplof, een bom, allemaal, wat soek jy dan? In die eerste plek. Ek van hoeveel mense trek Easter naweek af, strand toe, om te gaan kyk na die verrigting wat daar aangaan, maar die kerk is leeg. Wat soek jy dan? As dit hy is, wat jou voorsiener is. As dit hy is, wat sorg, dat jy morgenoggend opstaan. As dit hy is, wat sorg, dat jy lewe morgenoggend. Wat is jy dan? Vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. En hier kom ek nou. My beker loop oor. Hande. Wie se beker vir oor vanmôre? My beker loop oor. Arem beker se beker. Nou jokie. Sê jy nou, hy het die beker. Hy is groot, so hy loop ook oor. Mense, kom ons maak ons oop. My beker loop oor. Nou gaan ek vraag, het jy 'n dak oor jou hoof? Wat? Het jy 'n dak oor jou hoof? Amen. Het jy klere aan jou lyf? Het jy skoene aan jou voete? Sê nie trek aan jou skoene uit nie. Het jy kos op die tafel? Yes. Yes, wat sê dit? Nou weer. Wie se beker loop oor?
mense se hande. Kom ons draai weer. Baie dankie Nettie. Ons vat alles in hierdie lewe vanselfsprekend. Ek moet eet, ek moet drink. Mense, daar is nie twee dinge wat jy moet doen, maar ek moet te sê. Julle weet. Dis wat jy moet doen. Jy weet, my skoonma het altyd gesê, moed is 'n gedwonge ding en 'n heil is kindergesang. Jy kry nie die woordjie moed in die woordeboek nie. Ek moet gaan werk, jy hoef nie te gaan werk nie. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Ek moet gaan werk, want dis 'n inkomste. Ja, dit is. Nou gaan werk jy van maandag tot vrydag, en baie mense van maandag tot saterdag. Here sorg, amen. Die week is nog oor, amen. Ek kan 6 dae vir die wêreld gaan werk, maar ek kan nie 1 dag in die kerk kom sit nie. Ek het altyd verskonings. As ek kom by die kerk toe gaan, moet ek 110 verskonings. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Die werk betaal my om te gaan, die kerk betaal my nie. Nee. Waar is daai dak? Waar is die klere? Waar is die skoene? Waar is die kos? Waar is al die goedjies? Geen, vir jou sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk is, oorlopend toe waar in jou skoot. So ek gaan weer vra. Wie sê dit is jou punt? Waar jy help my. In die mond van die seigel sal jy die waarheid hoor. Nee. My beker loop oor. Ek het nie tekort aan niks nie. Ek hoef nie rond te loop en te bedel nie. Ek hoef nie onder 'n brug te gaan slaap nie. Ek hoef nie onder 'n sak te gaan slaap nie. Come on. Al het jy nie baie nie gelees, jy's nog steeds geseënd. Al het jy nie baie nie, God kyk nog steeds na jou. Ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Maar ons as kinders van God, ons altyd kerm en klaar oor flip en alles. Dawid het daarin en daaruit het hy die veld gebly. Hy het nie dag gehad, net in die veld gebly. Hy moes onder klippe skuil en kras reën, in grotte gaan bly. Verdaan, hoekom? Want hy was 'n herder geweest. Hy was 'n skaapwagter geweest. En as ons teruggaan na Jesus, die woord sê, nie eens Jesus het 'n kussing gehad waar hy kon kom op hê nie. Come on! Maar ons kerm en klaar oor alles. Ek het al die brood in my kas. En ek heb gister gekoop, het halfpad gegeven, met al die brood oor. Ach nee, die brood is al klaar, en dan leg weg ook. Maar nie brood koop. Maak die kasse deur ook. Woe, wat eet ons vandag? Maar die kas is vol. Maak die yskas oop. Woe, wat eet ons vandag? Maar die yskas is vol. Daar is mense wat nie eens het nie. Die maak by hoofdwet met olie, met ander woorde, God seën ons elke liewe dag, maar besef ons dit nie. Elke dag is 'n seën in die hand van die Here uit. Hier kom die herder en hy word 'n gasheer. Dink ja. Die herder kom hier so vers 5 en hy word 'n gasheer. En die skape eer hy asof hulle koninklikes is. Jy is herder? Ek sal nou weet.
En hy maak my hoofvet met olie, my bekerlot oor. In ander woorde, die herder word nou 'n gasheer, sodat mense by jou kom kuier, dan spring die handkar rond en baie spring rond en almal spring rond om koffie te maak vir die gasheer, né? Hy wil die gasheer. Hy behandel ons as koninklike gaste. En dit oorweldig die vyand met sy gasvryheid. Mense, die vyand hou nie daarvan as dit goed gaan met jou. Nou, hy sal alles in sy vermoë doen, alles, om te sorg dat jy nie gelukkig is nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om te sorg dat jy sal kerk en klaar elke dag. Ek sê altyd, met baie mense, hulle klaar met 'n window onder die hand. Dit gaan goed met hulle, maar kerk en klaar van die oggend onder die hand. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, we are a royal priesthood. Amen? As ons nie uitgekies was nie, sou ons nie om die tafel van die Here gesit het nie. As ons nie uitgekies was nie, sou ons nie aan die tafel van die herder gesit het nie. Dan sou hy nie ons hoofde vet gemaak met olie nie, en ons bekers sou hy oorgeloop nie. We are something. Child of God, don't think that if the world press you a bit every day, don't think you are nothing. Because God take the nothing uit jou sê. So moet jy dink jy is niks nie. Moet jy dink as jy vanmôre sê, jy is niks nie aan jou, jy is iets in God se oë. God het jou en my geroep vir 'n doel. Ons moet net begin uitwerk, wat is daai doel? En as ons uitgewerk het wat die doel is, kan ons gaan na die laaste versie, wat sê, met goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot die einde van dae. Want ek het niks meer nodig het. Ek doen wat die Heilige Gees, wat God vir my sê om te doen. Liefdevolle genade en omgee, jaag gelowiges nou en 'n onbreekbare gemeenskap tussen God en mens wag vir ons vir ewig. Ek sal net vir julle tot die einde van die dag. Liefde en omgee. Jy weet, baie keer kom jy in 'n gemeente of jy kom in 'n kerk en jy, wow, ja. Weet, en ek kan gehoor mense praat, sê dit van hierdie gemeente ook. Jy daar so baie mense in daai gemeente. Nie dit dat jy is beter as ander nie. Wat jy al gehoor? Dit is wat God vir ons doen. Dit het hy vir ons gee, as ons vir ons staan om uit te straal na ander mense toe. Wat ons het, moet hulle begeer om te hê. Dis hoe my Here sal ook, maak nie saak om jou pink pers, wit of swart is nie. Psalm 23, ek maak klaar, is een van die mees geërkende hoofstukke in die Bybel. Dit weergee die omgee van 'n herder en 'n konstante teenwoordigheid in tye van nood of vrees. Kom aan, jy het al gevoel jy sit in 'n situasie en jy weet, wow, kyk, is daar lewe. Dan voel jy jou is met daai rustigheid. Hoekom? Want God is by jou. God is met jou. Hy is alomteenwoordig. En ek dink jy nou kan vanmôre getuig oor al die dinge wat sy bakemale in die diens. Wat hy omstandighede gekom het, en dan kry jy daai rustigheid en dan weet hy, ag weet jy wat nie, I don't care. Hoekom? Want die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie.
Al gaan ek oor die dag die doodskade wees, ek sal geen ondervrees nie, want U is met my, U stok en die stap die troon vir my, U berei tafel vir my aangesig, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, met goedheid en guns aan my volk, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot die einde van vandag. So ek sal die Here eer, ek sal die Here loof, ek sal hom dien. Hoekom? Want hy gee vir my. Hy gee vir my. Daarom, omdat hy vir my gee, het ek iets om oor bly te wees. Omdat hy vir my gee, het ek iets om oor te prys en te loof. Want hy gee vir my. Dit beaam God se leiding en ewigdurende voorsiening vir sy kinders. Gaan lees die Psalm 23. Gaan lees op. Die Heer vir my hier opgemaak het, bedoel die mense, gaan lees op. Ewigdurende voorsiening. Forever. Tot die dag van jou oogies toemaak hier op aarde, en die liggaam gaan slaap, en die Here kom, en die kom neem sy kinders weg, en hulle gaan op in die hemel, hy gaan nog steeds op vir jou daar. Hy gaan ook nie, inteendeel, dat gaan actually lekker dat boven is die onder. Ja? Baie lekker. Die wat ons hier sien is niks, in vergelijking met dat boven is nie. Nou dit wat die mense sê, is die God wat ek dien. Dit is die God wat ek ken. Wat my herder is, wat my alles is. Maak hom die herder, en nooit weer, hoef jy bekommerd te wees oor die dag van môre. Want die herder sal voorsien. Yes. Amen? Amen. Elke woord toe. Toe Vader, ek dank U vanmôre vir hierdie woord. Here, my gebed vanmôre is dat elkeen hierdie woord gevat het. Here, dat elkeen van hierdie oomblik af Psalm 23 en ander lig sal sien, Here. Dat hierdie Psalm sal vat en weet dat U is die herder. U is die goeie herder. U sal nooit die skape los nie. Maak die saak of hy afgedwaal het nie, U sal hom gaan haal. Maak die saak of hy van die berg afgeval het nie, U sal hom gaan haal. U sal hom genees. Daai verslae hart, Here, sal U regmaak. U sal hom lei na waar dit is. Here, ek dank U vanmôre vir rustigheid en elkeen wat vanmôre hier sit, Here. 'n rustigheid, Here, wat ons as mense nie kan beskryf nie. My Vader, daai rustigheid wat nou oor elkeen kom, Here, laat ons dit hier los nie, maar laat ons dit saam met ons vat, waarheen ons ook al gaan hierdie week, Here. Laat ons net sal weet, U is met ons, U is by ons, U is alomteenwoordig. En U is die God wat voorsien. U is die God van Isak, Abraham en Jakob. U is nog steeds die God van 2000 jaar terug, wat wil gee. Wat ons wil beskerm. Wat wil hê ons dit oorvloed hê. Here, ek dank U vanmôre daarvoor, Here. Dankie vir daai rustigheid. Dankie dat ons nie meer sal bekommerd wees oor die dag van môre nie. Maar ons sal weet, Here, U is in bewind van die dag van môre. U is in bewind van ons bootjie. U is die stuurman van ons boot. U is die kaptein van ons boot, Here. For God and man to still God in the valley. Wat ons al begin besef, Here, al gaan dit hoe swaar, U is nog steeds daar. No matter what. Vader, ek bid vir hierdie week, dat U met ons sal wees, die hart van beskerming oor ons sal hou. Vader, ek bid die bloed van Jesus vir elkeen van ons. My vrye Vader, ek ons nog teruggee van ons moet beskerm, ons op die hande te dra, sodat ons voete teen geen klip sal staan bring.
Here ons loof U, ons eer U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.